Vandag moet jy jouself ontleed. Is jou Christenskap openbaar op pad graf toe? Is dit al reeds in die graf? Of is dit springlewendig? Vandag moet jy jouself ontleed. Is jou Christenskap openbaar op pad graf toe? Is dit al reeds in die graf? Of is dit springlewendig? Ek gaan 'n paar goedjies noem. Jy gaan jouself eksamineer, so dan kan ons nie sê Roy is het jou dit gesê nie. Verstaan? So ek gaan nie sê jy is so nie, ek gaan sê party is so. Nou kan jy dit check. En kyk, die Here my nou reg help oor 'n vlieg, so ek is self gepreek nou. Dis interessant. Die Heilige Gees is mooi. Maar in elk geval, hoor gou. En dan vandag, dan kan jy besluit. Ek wil maar my Christenskap in die graf hou. Ek wil hom op die baar hou, wat graf toe, of nee. Jesus kom baar toe en raak my aan. Ek wil anders ter wees. Jy die keuse. So ek gaan nou nie preekie, is 'n eksamenvraag stel. Die draers van die dood, is hulle besig? Wie is hulle? Is demone. Met jou Christenskap. Jou nou, nie die kerk se nie, nie hoe hierdie pastoor, wil die priester, wat se ding, die kerk hanteer nie. Dit is moeilik om met hierdie ou vriende te wees. Ek verstaan julle. Dit is moeilik. Die vrou lyk hom regtig. Kyk dan, ja. Ek sê vir jou, al wat jy met die ou kan hê, jy kan hom net lief hê. Jy kan nie iets anders doen. Heel te dierbare manier. Hy soos ek. Hy stuur. Dis hoekom ek en hy stuur mekaar. En dan verskil ons. Maar dis nie oor goed wat ons hel toe of hemel toe nie. Dis lekker gesels goed. En sonder dat jy weet, stem ek eintlik met baie saam. Ek wil jou net nie laat herken nie. Maar herken nie. Okay. Kom ons toets. Almal van ons het of een werker in die huis, of somtyds 'n werker, of is dit baie werkers. As jy vurige, lewendige Christenskap het, sal jy van tyd tot tyd sê, sit en open met die Bybel en 'n bietjie vir hulle preek. As jou Christenskap openbaar is, of in die graf is, dan is jy die een wat by die huis kom en sê, hierdie verdomde klomp sleg goed, ek wil net almal wegjag. Ja, ek wil ook altyd. Tjoef, hulle kan van mens kwaad maak. Maar hoor gou mooi, en nou maak maar daai uitsprake. Ons is mens, maar hoor gou. Sit jy met die Bybel? Het jou werkers vanoggend Bybels? Ek weet nou nie hoeveel mielieboere is hierdie, maar gou vir julle 'n bietjie vra. Mielieboere, groot boere, het jou werkers Bybels? God gee dan vir jou 'n paar aan. Het jou werkers Bybels? Ek sal nou nie by julle skimpie, maar ek het 'n meule. En julle kan mos inboek daar by Senwes. Ek het nog al 'n nommer by Senwes, wat jy kan bank. En nie geld, die milies. Nou skimp ek hom lelik. Nou raak hulle eintlik stil. Hy ou menie, nou kon ry die vriendelikste ou van die kerk. Sorry julle ander, hy is ook vriendelik. Maar die vriendelik, en daai oom is nogal vriendelik. Maar die vriendelikste ou van die kerk is daai ou met die Land Cruiser, daai mooi Land Cruiser. Ek ry vanoggend verby, ek sê hi mense. Ons preek wragtig gisterand vir die ou wat die ordentlikste is en wat die vriendelikste is oor sy Land Cruiser. Maar ek soek hom nie, want dit is seker 2 kilometer op 'n liter. Is dit so? Hoe dom, okay, nou moet ek besop om my ou aan te vat. Maar hoe dom kan 'n ou wees om 'n Land Rover, geef vir jou 12 kilos op 'n liter, maar nou wil jy Land Cruiser ry, wat vir jou 2 kilos op 'n liter gee. Swaarder op olie. Daai ou is reg. Ek love Land Rover, maar hy swaarder op olie. Jy is so. En gister stap ek weg by die mense, by die hoenders, die wat hier was, jy moet gaan kyk, van die lorry met die hoenders. En ek dink, ek wil van my, daar by ons, het ek 'n gat gegrou, ek wil die bo oor die gat, want ek wil visse onder hê, wil ek die hoenders hê. Wat gaan ek vat? En het kom by my op die Land Rover van my, wat nou al 4 engines gehad het. Sit hom, maak hom 'n hoenderhok. Maar ek sal maar hartseer wees. Ek sal graag wou 'n Land Cruiser gemaak het, 'n hoenderhok, maar nou ja,
Prys die Here. Ag mense, is sommer grappies tussenin, nee. Maar daar is sekere goed wat ek nie grappies maak nie. Oor die woord van die Here en oor 'n rugby span. Jy kan nie die WP ondersteun as jy 'n Christen is nie. Okay, kom ons gaan aan. Kom ons gaan. Jou tweede vraag is wat jy moet vra. Weet jou kinders van Jesus? Stuur jy vir hulle 'n WhatsApp oor Jesus? Stuur jy vir hulle ietsie moois oor Jesus? Weet jou kinders van Jesus? Het jy laat gekom? Hey, het jy laat gekom? Stuur jy jou kinders? Vertel jy hulle van Jesus? Jou pelle, wat jy op groepe is, in familiegroepe, weet hulle van jou vuil grappe, wat jy aanstuur? Of weet hulle van Jesus? Ek hou ook van 'n grap, maar nie 'n vuil grap nie. Vra jy die meisies. Seksuele grappe en sulke goed hoort nie by skool of feier nie. Ek is baie lief vir hierdie kinders, maar hulle kom uit sulke goed uit party. Ek gaan nie hulle nog verder. As reeds ou manne, wat nie hulle verdomde hande kan tuishou nie. Hulle goed moet afgekap word. Ek het nou vir my 'n nuwe slicer gekoop. Waarom so wat? Ons is al geoefen. NBS kyfies. Ek wil vandag vir jou sê, as jy 'n man is, 'n ou man is, of 'n jonge, wat sit en luister vir my daar op TV, en jy's oorig. Jy moet hierdie woord hoor. As jy nie vir God wil luister jy nog kinders, daar staan in Matteus 18, elke kind het 'n engel. En ek vra vandag vir God om hy engel te aktiveer. En as iemand 'n kind wil molesteer, slot sy hand af in Jesus naam. En sy eiers. Mense, ons is te sag op sulke goed. Wat is liefde? Ons het dit nou weer gehad laasweek. Dat hulle die slagoffer kom tweede, maar die verkragter word liefde gegee. Wat is liefde? Julle moet net weet jou oomie, ons kry hom ook jammer. Ek kry hom nie jammer, hy het 'n kind gemolesteer. Hy moet bekeer voor God en hy moet in die tronk kan hy bekeer en daar kan hy 'n kerk oprig. Jy moet by God uitkom. Ek staan op vir kinders en vir aborsies. 33 jaar staan ek op vir aborsies. 1200 aborsies 'n dag in Suid-Afrika. Dis nie die agterstraat aborsies nie. Hierdie is die aborsies in die hospitale. Die kamma-wettig is. Van 1997 af. Nou kan jy gaan uitwerk. Het was so vir 'n paar jaar 300 'n dag, nou is dit 1200 'n dag. Jy kan uitgaan werk van 1 Februarie 1997. 29 Oktober 1996, toe stem die DA dit in. Ja. Soos jy vir hulle gestem het, jy's deel van elke 1200 bloed wat vloei. Ons werk nou die dag uit, tot op hede. Dat ek so bietjie vergeet, hierdie tankers, dieseltankers, is dit 48 dieseltankers vol bloed. Is babatjies wat in Suid-Afrika doodgemaak is. Elke een wat vir die demokrate gestem het. Of hulle werk, julle is dit. Niemand anders nie. Moenie met storieetjies kom nie. As jy gestem het vir hom, is dit in. Kos vergeet die politiek. Ek kom ook agter, ek is tog nie lus daarvoor. Maar dis die politiek is dan babas wat doodgemaak word. Maar kos los dit nou. Kom ek vertel julle iets anders. Ons kom 'n bietjie boor toe. Dawid in die Bybel, onthou julle. Hier's nog 'n, is Daniel wat volgende is. Ek wil meer van die ou uitvind. Hy sit in die kerk. Naam is Daniel. Maar hy gee my die idee is hy sal ook saam met leeu's in die kuil sit. Daniel, ek like jou. Ek weet jy net ook jy sien te hou ek van jou. Maar hoor gou. Dawid, koning Dawid in die Bybel. Hy het so 'n streepie van Zuma in hom gehad. Want hy het die buurvrou dopgehou, nee. En eendag staan hy op sy patio. Dit staan so in die Bybel, ek sit net 'n bietjie vleis by. En hy kyk so af, gaan hoor 'n bietjie wat sê hy. Hy sê vir sy mense, los my 'n bietjie alleen. Sy wagte. Want Betseba, en as ek nou vir Betseba sien, dan sien ek so lang, lenige, swartkop vrou, so blas. Sy is ook lekker moetswillig. Jy staan nie by die presidentshuis daaronder, en skeer jou benehare nie. En sy was besig om te bad, en sy vat hom 'n Norra blyk.
Okay, ek weet nou nie of dit in die Bybel staan nie, maar en sy skeer hy beenhare. En Dawid se koel loop uit sy bek uit. Soos party manne is. En luister hy, en hy raak belustig. Alles begin hier by die oë, en daar raak ons belustig. En die vrou se man is in die oorlog. En Dawid sê, kom geoor na die koning toe. En Dawid slaap saam met haar. Sy raak pregnant. En nou is daar 'n probleem. Dis nou soos die dominee in die ouderlang gaan bid het vir 'n vrou wat sy man ook in die oorlog was. En die dominee bid, vir 3 maande hierdie tyd sal jy jou eie babatjie in jou hand vashou. Sê die dominee onderlangs, hey, haar man is in die oorlog. Hoe profeteer jy nou? Maar okay, so. Maar hoor gou. En Dawid bedink 'n plan, sonde baar ander sonde. As iemand te veel weet, nou nie al my goed vir julle vertel, gee ek julle tips. Maar die ou golfballetjies, as jy hom oopsny, is hy 'n rekkie gewees. Die ou regering het hierdie triek gelike. Jy handgenaad, draai jy rekkie om 'n handgenaad, trek jy die pennetjie, sit jy hom onder 'n ou se kar, soos hy ry oor grondpad, skiet en na 5 dae skiet hy oop. Sy ou dood, dan gee jy sommer die ander skuld. Ja, die nasionale party was verskriklik Christelik. Het geopen met skriflesing en gebed en daarna besluit wie maak hulle met gif dood. Verskriklik Christelik. Ja, jy kyk vir nie, jy wou die pastoor doodmaak met gif. Maar okay. Dawid bedink 'n plan. Hy stuur 'n brief grens toe. Hy sê, laat my buurman gou hier kom. Hy sê vir die buurman, slaap vanaand by jou vrou, want dan as hy mos nou slaap. Die kind gaan soos die koning lyk, maar as die buurman se kind. Hy man is 'n soldaat, hy sê ek slaap nie by my vrou nie. Ek slaap buite. Dawid sê nie is moeilikheid. Hy het met 'n taai uit te doen. En hy vat 'n brief en hy skryf. Hierdie ou se doodsvonnis in 'n brief. Hy sê wanneer die oorlog sit hom voor. En wanneer die oorlog op sy ewigste is, dan onttrek julle vinnig. Dat my buurman kan omkom. Nou weet hy, dan kan hy trou met Betseba. Waar het dit begin by loer? Dit trek al by moord. Seks maak nogal vinnig mense dood. Mense raak mal oor daai goeterse. Omdat hulle nie by God is nie. En hy vat sy brief, die koning, en hy stemp hom. Hierdie ou is so oulik. As ek grens toe geloop het, ek sal hom oopgestoom het. En gelees het wat sê die koning. Hy gaan gee sy eie doodsvonnis vir die generale. Hulle sit hom voor. En toe die oorlog op die ewigste is, onttrek hulle en hy dood. En Dawid se ding is toegesmeer. Maar God het daai kind laat doodgaan, hè? Omdat hulle dit gedoen. Maar hoor gou. Wie het daai buurman van Dawid vermoor? Sê gou vir my. Wie het die buurman van Dawid vermoor? Dawid. Ek gaan vir julle sê, die vyand het hom ons doodgemaak. Die generale wat saam gekonkel het, is ook deel. Is dit so? Maar wie se briefie het hom doodgemaak? Dawid se briefie. By die verkiesing, toe skryf jy 'n briefie met so X. En jy sit hom agter 'n party wat babas vermoor. Wie daai kinders vermoor? Jy het nou self gesê is die briefie. Sê die dokter, sê die ander, jy het self nou gesê is daai briefie. You can have my